Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In die verhaal van Jesus wat Lazarus uit die dood uit opgewek het, in Johannes 11, sal jy 3 belangrike beginsels opmerk. Die eerste beginsel, Maria en Martha het lank voor hierdie krisis ontstaan het, 'n noue verhouding met Jesus gehad. Toe Jesus in die dorp kom, het hy by hulle in die huis gebly en aan hulle tafel geëet. Hulle was mense wat gegee het, nie net geneem het nie. Jy kan nie weier om vir God 'n minuut van jou tyd of 'n greintjie van jou energie te gee en dan wanneer moeilikheid kom vra, Here, waarom het U dit laat gebeur nie? God is nie 'n noodknoppie wat ons net gebruik wanneer ons hom nodig het nie. Jesus sê in Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Die tweede beginsel, om 'n verhouding met Jesus te hê, beteken nie dat jy nooit probleme sal hê nie. Maar dit beteken wel dat jy met vertroue na hom toe kan gaan in tye van moeilikheid. Ja, jy moet aandag gee aan jou loopbaan en jou gesin, maar jy moet ook aandag gee aan die belangrikste verhouding van alle verhoudings, die een wat jy met Jesus Christus het. 1 Johannes 3 vers 21 en 22 sê, Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Die derde beginsel, dit is wanneer 'n mens Jesus in 'n situasie inbring, wat daar verandering kom. Lazarus was reeds dood en begrawe teen die tyd dat Jesus daar aangekom het. Menslik gesproke was daar geen hoop nie. Maar dit is oomblikke soos hierdie, waar God jou vra soos in Jeremia 32 vers 27, sou enige ding vir my te wonderbaar wees? As jou antwoord nee, Here is, dan word jou probleme geleentheid vir hom om sy liefde en sorg vir jou te demonstreer. Here, dankie vir die voortdurende teenwoordigheid in my lewe. Ek wil nie net na U toe kom wanneer ek U nodig het nie. Ek wil U beter leer ken en 'n verhouding met U hê. Help my om vandag my wil in lyn te bring met U wil. In Jesus naam bid ek dit. Amen.